'n nuwe Rubicon word ontbloot. Ek het 'n goeie voorbeeld van, as 'n mens praat oor Airborne Brotherhood, wat die valskermsoldate se kameraadskap is. Nou, Airborne is not a club. Very few people understand it and very few people belong to it. Die voorbeeld wat ek hier wil gebruik is 'n baie goeie voorbeeld wat oor 'n lang tydperk loop. In 1976 was ek in een verkenningskommando daai tyd. En die inligtingmense het in Pretoria wat lugfoto's neem en die inligting bestudeer van die vyand wat daai tyd SWAPO was, het 'n opleidingsbasis opgespoor in 'n naburige land. En op hoë vlak is besluit dat daar moet 'n verkenning gedoen word van waar presies hierdie basis is en dan moet die basis aangeval word. Nou die taak is daai tyd gegee, die bevelvoerder was kommandant JC Swart wat oorlede is, baie goeie bevelvoerder, en die taak is gegee aan kaptein daai tyd Hannes Venter. En die operasie was beplan om 'n verkenningsspan in te stuur wat uit 5 ouens bestaan het, om op redelik hoë hoogte met 'n valskerm 'n neerlating te doen en die basis gaan identifiseer. Dan sou die res van die rekkies wat aan, ek dink was Bravo groep behoort, ongeveer 30 man stuk sou inspring en dan sou hierdie basis aangeval word nadat die basis opgespoor is. So die besluit is gemaak dat die spanleier van die verkenningsspan was Charles Nodé, hy was daai tyd 'n kaptein, en dit was myself, Johnny Eckert, Jimmy Oberholzer en Grobbies. So ons het ingeoefen om die verkenning te gaan doen en 'n basis op te spoor. So ons sou in die nag met 'n vryval valskerms hoë hoogte, nie baie hoog nie, maar seker in die omgewing van 18,000 voet ingaan en die basis gaan bevestig of kry. Dan sou kaptein Hannes Venter, wat later as 'n kolonel afgetree het en ook bevelvoerder van 4 verkenningsregiment, sou met die res van B-groep ingespring het en ons sal hulle dan inlei en die basis gaan aanval. Nou ons het ingeoefen op Fort Doppies, die opleidingsgebied in die Caprivi wat verkenningskommando gebruik het vir opleiding en heropleiding en operasies vanaf te voer. Ons het toe gefokus net om lang afstande te loop, om radio, al die tegnieke van spesmagte operateer het ons ingeoefen. Ons het toe die besluit was gemaak om nie van Mapacha af op te styg wat in die ooste was by Katima Mulilo, en anders sou dit die indruk gee dat 'n ou direk invlieg na hierdie naburige land en dan is die ouens gewaarsku, hier is ander vliegtuie. So die beginsel wat 'n ou op werk as jy op hoë hoogtes ingaan, is jy kyk na die bestaande lugroetes en probeer so naas moontlik aan die bestaande lugroetes bly, want die plaaslike bevolking is gewoond hierdie tyd en hierdie aand gaan hierdie vliegtuig oor, soos jy kan enige plek sit in die bos, selfs hier, en sekere tyd in die aand sal hierdie vliegtuig oorgaan Europa toe of waarever hy gaan. Ons het toe die besluit is toe gemaak, ons het toe gevlieg met 'n Freelon helikopter na Rundu en ons het gewag om seker hier by 1 uur die nag, 1 uur, 2 uur die nag ons valskerms aan te trek sodat hy ou nie aandag trek op die lugmagbasis dat hier nou ouens is wat met 'n vliegtuig in valskerms ergens heen gaan. Die besluit was gemaak dat ons binne in die vliegtuig aantrek en ons het ongeveer 1:30 in die oggend, 2 in die oggend toe, ons nou die 5 van ons binne in die vliegtuig.
En ons het ons valskerms voorberei en begin valskerms aantrek. En op daai stadium was daar kolonel Hans Moller. Nou, Hans Moller was voorheen die bevelvoerder van een valskermbataljon en hy was later 'n skakeloffisier vir spesiale magte om met die leer te skakel. Maar op die stadium was hy die bevelvoerder van die sektor op Roendo. Ek kan nie die sektor se naam onthou nie, maak nie saak nie. En in daai oggend vroeg, want hy was bewus van die operasie, want dit gaan van sy sektor af gevoer word. Toe kom kolonel Hans Moller en hy kom in die vliegtuig in waar by die ramp opgestap agter waar ons is en hy sê vir ons en die vlieëniers is daar binnekant rond. Hy sê gee hulle om as ek vir julle uit die Bybel iets lees. En ons het niemand het 'n probleem gehad nie. Hy lees vir ons Psalm 144. God sê die Here maak my hand sterk dat ek kan veg om oorlog te voer. Dit is eintlik gepas geweest want op daai stadium is 'n ou so bang jy kan jou bloody hart start met 'n 12 of 'n 20 kVA generator start as hulle drade op jou hart sit want jy nogal bloody benoud. En ons het toe geluister na hom en hy het vir ons 'n stukkie gelees uit die Bybel uit en die ramp is die gedeelte wat oopmaak agter op die C30 waar jy instap of 'n voertuig opry en die door, en die lugmag praat van ramp en door, is die gedeelte wat oplig. En daai ding maak toe en ons sit met ons eie gedagtes, die vliegtuig styg op. Nou, hy het eers hoogte gekry en daarna het hy op 'n roete gevlieg wat naastenby aan 'n lugroete is, maar nie op dieselfde hoogte nie. Want daai vliegtye, die Boeing vlieggies by 35.000 is hulle hoogte wat hulle gemaklik oor cruise. Maar ons het met die C30, ek dink ons was op 18.000 gewees. En nou, jy kan voel as die vliegtuig verander, dit is pikdonker, dan voel jy verander rigting, dan weet jy, ons draai nou, want ons het 'n idee waarheen ons gaan. Nou weet ons draai nou, en dan sê jy vir jouself, hier kom hy nou. En dan so 20 minute gaan jy deur die normale drills, maak gereed vir aksie, pas jou uitrusting aan, want ons het met swaar uitrusting, rugsakke gespring. En dan is daar 'n spesifieke geluid wat jy hoor in die donker, want alles is pikdonker in die vliegtuig, en jy sit maar met jou eie gedagtes. En, maar wat vir jou goed is jou kamerade, dat airborne comradeship, brotherhood. Jy sit by hierdie ouens, jy weet, hy is net so bang soos jy. So, julle is absoluut maak staat op mekaar. En dit gee vir jou daai morele ondersteuning. Dan op 'n stadium maak ons nou gereed, dan hoor jy net voor die ramp en deur oopmaak. Want jy kan nie die loadmaster sien nie, hy is daar so, die ou wat daai deur beheer en agter besig is. Dan hoor jy 'n klik geluid, 'n duidelike militaal geluid, en dan ontsluit die hakke wat daai ramp en deur toemaak. Dan sê vir jouself, hier kom hy nou. Dan maak hy ou oop. Dit is nou 'n paar, seker so 6 minute voordat jy uitspring. Dan is daai geraas van die slipstream of die skroefwind en daai groot, dit lyk soos 'n cinema screen TV wat daar is. En jy weet, daar het ons altyd grapsgewyse gesê, the land of the shootback targets of Indian country. Nou beweeg ons nader na die punt van die ramp toe en dan die loslaatpunt word deur die navigator bepaal. En die loadmaster of die jumpmaster gee vir jou teken standby en dan gaan, en dan is ons daar af, en ons het in 'n formasie aan mekaar vasgehou en die formasie gehou tot op, dan het ons in verskeie hoogtes getrek, soos die spanleier Charles Lodé het afgegaan na 3000 en dan het ons elkeen 500 meter of 500 voet oopgemaak, dat ons mekaar kan volg. Ons het redelik baie naby aan mekaar geland, seker in 'n spasie omtrent soos hierdie stuk in die bos waar ons sit. Dit was 'n baie oop sona en dit was maanlig, helder maanlig. So ons kon baie duidelik die valskerm sien, ons het Lumi sticks gehad op die ou voorheel, so ons het mekaar gevolg.
En die oomblik as jy geland het, die eerste ding wat jy doen is, jy lê doodstil. Want geen mens kan vir 'n lang tyd doodstil sit sonder om te beweeg nie. Dan luister ons, het iemand ons gehoor? Want daai valskerms maak 'n redelike geraas as hy op die spoed wat hy oopmaak. Ek dink is 120 voet, 200 voet per sekond wat jy val en dan stop jy die valskerm. En hy maak nogal 'n redelike klapgeluid. Nou hoor ons, is daar iets in die bos wat beweeg? Nou weet ons alles is reg. Jy kry jou wapen nader en ons rol die valskerm op en nou beweeg ons uit en Charles het die roete vir ons gevat. Want dit is 'n oop area, lekker sagte grond of sandgrond. En dan het ons in die boslyn bo op die duin het ons digte bome gehad en ons die valskerms begrawe, die nag daar gebly. Een dag opgelê en die volgende dag het die 5 van ons nou gegaan om die basis te gaan opspoor. So, die basis was min of meer soos ons gereken het van lugfoto's af waar hulle die inligtingmense bepaal het behoort die basis te wees ongeveer 14 km. So ons het stadig nader beweeg en ons was nie seker waar is die basis nie. Nou het die 5 van ons besluit is so rukkie voor dit eerste lig word, ons het die omgewing 3 uur. Ons besluit om in 'n opleeplek in te gaan, 'n hide en vir die dag op te lê want die beginsel in spesmagte is jy beweeg nie in die dag nie. Beweeg in die nag en die dag lê jy op en jy's doodstil. Soos 'n kerkmuis sit jy in daai bos. En ons het dan ons slaap bymekaar, dat jou voete is bymekaar en jy het jou rugsak voor jou, sodat jy dekking het en laat ons in rondom verdediging lê, maar jy is tog naby genoeg aan mekaar om in die ou langs jou te raak as sy begin snork. En ek word wakker en ek hoor mense praat. En dis nie net mense, hier is 'n klomp ouens wat praat. En daar's 'n vletjie en hulle is besig om PT te doen. Toe is ons klaar binne in die basis. Ons het nie geweet nie. Toe is ons binne in hierdie SWAPO basis. Liewe land. En ons is langs die paradegrond waar hierdie manne nou in die oggend parade hou en PT doen. Ons sit in daai bos langs die paradegrond, oor so groot soos 'n hapkap, sit ons heeldag. Ons het baie gewig daar verloor, want jy sweet. Okay, daai aand, toe ons al reeds in die basis, toe gaan Charles Nodé, myself en ons het ons uitrusting by die ander manne gelos en die 2 van ons is in en ons het gaan kyk na sekere plekke binne in die basis en die manne het gesit en niemand het verwag ooit ons sal in hulle daar gaan soek nie, want dit was in 'n naburige land. Hulle is gewoonlik in Angola gewees, maar dit was nou in 'n naburige land en ons kon mooi vasstel. Ons het tussen hulle deur beweeg want hulle het om die vure gesit en oorlogsliedjies gesing, soos die Rhodesiërs gesê, Chemorenga songs gesing en almal is happy en Charles Nodé en myself sneak hier tussen hulle deur om te kyk die uitleg van die basis, waar is die loopgrawe ensovoorts. En ons is toe weer uit en terug na die opleeplek toe. Nou die volgende aand kom Hannes Venter hulle met die vliegtuig in. En ons staan, Charles Nodé en my beweeg nou weer na die afgooistrook waar ons geland het. Mooi oop area, helder maanskyn en hulle kom omgewing 2 uur die oggend. Kom hulle in. Miskien 'n bietjie vroeër. En Charles Nodé en myself sit daar want dit was koud, is hier in Julie maand. En ons het net so op 'n slaapsak so oor ons voete gesit. Hy het 'n strooblig gehad wat flikker, die vliegtuig en die radio. Nou is ons 2 daar, maar ons was versigtig, want dit is helder maan, jy wil nie te veel beweeg nie, dan word jy opgemerk, sou daar van die vyandse mense wees. En ons hoor die krakkel, die op die radio, toe weet ons, vlieënier, dis die vliegtuig. En hier kom die C-30 in, die vlieënier was nog Errol Carpenter, lugmag vlieënier, kaptein. Nou ons staan sommer nou regop, nou is ons bang vir niks nie. En hier kom die C-30 oor en ek staan en kyk en ek sien, maar hier is nie valskerms wat uitkom nie. Want ons verwag nog 30 met Hannes Venter
En dit is nie baie ouens nie, maar dit gee vir jou the protection of numbers. Jy weet, ek voel sommer baie beter. En ek sê, Saal, hier is niemand nie, niks uitgespring nie. Sjoe, Saal praat op die radio, hy sê vir die vlienier, waar is julle, waar is die springers? Hy sê, sorry, ek het hulle 5 minute vroeër afgegooi. Jo, Saal sê vir hom, sorry se ding is, en hy gebruik woorde wat ek nie hier gaan herhaal nie. En onmiddellik vat ons weer dekking, maar nou is ons alleen. Nou besef ons, daai ouens is 5 minute afgegooi vroeër. En 37 die spoed wat hy vlieg, as hy afgooi spoed is seker omtrent hier so 120 knope, min of meer skat ek, 130 knope. Nou vat ons 'n peiling in die rigting waar die vliegtuig gevlieg het, met 'n kompas, en Hannes Venterle doen dieselfde, want ons is dieselfde opleiding. En hy neem 'n peiling in die rigting waar die vliegtuig gevlieg het, en ons sê, ons beloop net op daai peiling, ons gaan by mekaar uitkom. En ons kry intussen tyd ons ander 3 manne, hulle sluit by ons aan, nou begin ons loop, en Hannes Venterle is op pad, en daar kry ons mekaar. So dit wys weer vir jou goeie opleiding, oor en oor. Opleiding is 90% van enige suksesvolle operasie. 90% of success is retraining, rehearsal, over and over again. So hier het dit gewerk. Ons is nou in, en op hierdie stadium van die wedstryd is ons eers in rondom verdedig met die hele groep, en 'n vriend van my, wat nou met daai groep ingespring het, gee vir my 'n brief. Hy sê vir my, Koos, ek kom van jou vrou Isabel af. Ek sê vir my, is jy gesyp? Wat moet ek met 'n brief hier in die bos maak? Want ons is daar sonder, ons moet alles nie opspoorbare goed gehad het. Nou hier kom Conradie met 'n brief, met my naam op. So ek haal die brief uit en ek eet hom. Daar bly niks oor van die brief nie. Ek het nie eens gelees nie. En ek vat die koevert en ek druk hom in die rugsak. Want ons gaan die rugsak daar los, want nou, ons gaan nou net reg om te beklei in met die petroliesakkies en die wapen. Ons gaan toe in en die aanval word gedoen, suksesvol gewees, en ons onttrek, en op pad uit beweeg ek met 'n groep, en 2 manne voor my, Jimmy Oberholzer en Anton Retief is agter my, en agter hom is 'n ou met die naam van Neil Robinson. En ons loop in hierdie paadjie af, want ons is nou besig om weg te beweeg van waar die geveg was. En ek hoor hier 'n helse ontploffing. En ek sê vir die ouens, die ouens skiet portiere op ons. En ons neem dekking. Toe kom ons agter, ons het oor 'n myn getrap, en die ou agter Anton trap op die myn en hy haal sy been hier af. Nou sit ons met 'n ou wat tog sy been af is ook. Maar ek reken die hitte van die ontploffing het die ding toegebrand. En ons maak 'n stretcher en ons vat hom uit, en uiteindelik is ons uit. Maar met die het hulle ook die veld aan die brand gesteek. En die vliegtuie, die helikopters beskuif wat ons kom haal. En nou laai hulle die kiet vinnig op, maar ons is nog op pad uit. En my gut feeling sê vir my, Koos, daai rugsak van jou met die brief gaan agterbly, want ek het my goed mooi gecamouflage en mooi toegemaak. Nou vlieg ons terug en ons land op Fort Doppies. En nou gaan ons na die trok toe, want nou laai hulle al die goed van die helikopters af. En ek weet, my kiet gaan nie daar wees. Die duiwel sê vir my, die monkey on your back. My kiet is nie daar nie. Nou sê ek vir Saal en vir Hannes, my kiet is daar in die bos nog. Met my brief, Koos Moorcroft. Daai volgende oggend, nou stuur generaal Malan, was die hoof van die weermag. Nou sê hy wil ons sien, want sekere goed het agtergebly. Pik Botha is besig om voor te berei om die waarheid en niks anders as die waarheid te vertel vir die media nie. En daar lê Moorcroft se brief in daai land. Nou vlieg ons terug, ons is swam jeans en 'n T-shirt, as ons nou met ons vuil sterte daar leer hoofkwartier toe aan Potgieterstraat. Nou vra
Meneer Moore, hy het toe later 'n brigadier geword, sê vir ons, wat het agtergebly? Ek sê, my brief is daar. Hy sê, hier is niks van hy brief nie. Ek sê, is reg. Nou is ons daar in, generaal Malan sit daar voor, eers seker wat ek met hom lewende lywe sien. Nou sit ons so om 'n tafel, lang tafel. En hy generaal begin deur te sê, hy sê, Here, luister, hier speel ons oop kaarte vandag. Praat die waarheid. Ek gaan vir julle 'n paar vrae vra, maar ek wil die waarheid weet. Is belangrik. Hoe praat ons? Want as weet so met 'n geveg is daar altyd iets wat verlore, 'n magasyn of iets raak weg. Nou sê hy, is daar nog iets? Nou kyk meneer Moore vir my. En ek kyk vir hom en ek kyk vir die generaal. Ek sê vir myself, Koos Moorklof, jy lieg nie vir hierdie lang man nie. Daar's nie 'n manier nie. En meneer Moore hou vir my dop. Ek sê, daar is iets. Maar ek sien, hy kry amper afstype toe ek sê, daar is iets. Hy sê, wat is dit so meer? Ek sê, daar was 'n brief in my rugsak en die rugsak is nog daar. Ja, nou sê hy vir my, wat was in die? Ek sê, wel, generaal, net my naam is op die brief, koevert, maar ek het die brief geëet. Hy sê, dis goeie nuus. Wat nog? Ek sê, 'n Afrikaanse Bybeltjie. Hy sê, dis nie 'n probleem nie, daar het met op Savannah baie Bybels en kiet agtergebly. Hy sê, dis, nou weet hy. Maar meneer Moore is nie gemaklik nie, ja. Maar in elk geval, nou is dit agter die rug. Nou is daar 'n bekommernis, want nou hierdie brief in die kiet, toe besluit hulle gaan my skuif Oudtshoorn toe, my en die familie. Net om van die media weg te kom, sou dit uitkom. Maar dit het nooit uitgekom. Ek dink hy ding lê vandag seker nog daar so. En ons het op 'n stadium teruggegaan, Flip Marx, myself, Louis Botma het 'n boek geskryf, die Buffelstruikel. En die boek wat hy geskryf het, wat baie interessant was, Vang 'n boer. En Simon Joma het gesê, vang 'n boer, en dis toe hulle vir, ek dink, daai sepper gevang het, van 'n nest, van 'n mest gevang het. En ons gaan terug, want hy is met die boek besig. En ons praat daar met die kraalhoof. Nou, hy sê toe vir ons sê, want ek het hierdie voertuig gehad, en ek het my besigheid se logos is op die voertuig. En ek sê vir hom, ons is hier, by hierdie basis, of in hierdie gebied, ons wil toeriste van die buiteland af hierna toe bring. Hy sê, ja, dis goed vir die village. En ons sê toe vir hom, hy vertel ons toe hier lang terug was hier 'n groot fight geweest. Ek sê, wat het hier gebeur? Hy sê die dag voor die geveg was Sam en Joba in die basis. En hy het uitgery, en ons het, toe ons in die opleeplekke sien, ons 'n klein wit Land Rovertjie uitry. Ons het nie geweet dit is Sam en Joba nie. Nou, hierdie operasie is afgehandel. Nou, wie hier betrokke was, wat vir ons in die Bybel gelees het, is Hans Moller, later generaal Hans Moller. En ek dink was 'n klomp jaar later, om korrek te wees, van hierdie operasie was 76. Ek het in einde 78, Julie 78 word ek die RSM van 5 verkenningsregiment. En ons het 'n parade waar die generaal die funksionaris was. Hy was daai tyd, was generaal Moller, was die BG Oos-Transvaal kommandement op Nelspruit. En ons nooi hom uit om die funksionaris te wees. En ek roep toe ons swart kapelaan wat Vader Rufetto, en wat in Rhodesia was, hy saam met die scouts ons oorgekom, en die NG Kerk mense het hom daar laat studeer om 'n dominee te word. En ek sê vir hom voor die parade, want die RSM kan vir die kapelaan vra om sekere, en ek vra vir hom, sê, Father, will you please read Psalm 144? Because the general and I have something about Psalm 144. En die generaal is daar op die parade, en ek, die kapelaan lees toe Psalm 144. Maak my hand sterk, laat ek kan veg, ensovoorts.
Nou na die parade is ons by die klub, die onderoffisiere klub waar ons nou toebroodjies en snacks en 'n paar drankies nuttig ensovoorts. En al wat generaal Moller vir my sê, hy sê Koos, jy het nooit vergeet nie. Want hy weet presies waaroor. Ek en hy weet waaroor dit gegaan het. Hy het vir ons in die vliegtuig gelees. Laas jaar, die 10de April is my vrou oorlede en 2 weke of 3 weke voor dit is generaal Moller se vrou oorlede. En hy kontak my. En hy sê vir my, Koos, moenie die pad van voor af loop nie. Ek het nou net hierdie pad geloop. Ek gaan jou help. Ek sal my makelaar kry om vir al die dokumentasie en jou te help met al hierdie goede. En hy het my uitstekend gehelp. So hier kom ons weer Airborne Brotherhood. Ons het mekaar geken van die Valskermbataljon toe hy bevelvoerder was, het ek daar gewerk op afgedeelde diens. Hierdie operasie was ons betrokke. Hy was by die parade wat hy onthou en ek onthou, hy het gelees Psalm 144. En nou is ons weer, jy hoef nie Airborne Brotherhood elke dag saam met iemand te wees nie. Jy moet net daai gevoel hê, ons beteken iets vir mekaar. Want ons het vir mekaar iets beteken in moeilike tye. En soos ek vroeër genoem het, trust is the greatest gift one person can give another one. Daar is nie 'n groter geskenk nie. Nou help generaal Moller my met hierdie sake. Die volgende is, hy gaan saam met my op 'n toer. En ek sê vir hom, ek het plek in my voertuig. Ek en Callie Roos vat 'n toer Namibië en Botswana. Nou sit ek en hy in gesels, soos ou pelle. En Hans Moller sê vir my, hy sê vir my, want ek is nie generaal nie. En ek sê vir hom, Hans, en hy sê, ons is ou pelle nou. Want ons het 'n lang pad saam gestap. En ons pleis uit, toe ek by opleiding doen by die militêre college in Oktober 61 begin hy as 'n kadet-offisier, hy en Kaas van der Waals, doen hy 'n kadet-offisier opleiding. Nou die verskil was, hulle is geleer om mense en virke te eet en om slim planne te maak en die Samojeer wil die hel ons doodmaak op daai paradegrond. So en daar het ons nou mekaar weer geconnect. Ons het nie geweet dat ons daar by mekaar saam op dieselfde plek was nie. En so het ons net weer soos 'n oue vuurtjie aan die gang kry, deur net die kole 'n bietjie waai, is die Airborne Brotherhood tussen my en Hans Moller. En ek dink is 'n wonderlike voorbeeld oor hoe die kameraadskap van soldaat wees en veral 'n valskermsoldaat. Want jy weet, baie mense is onder die verkeerde indruk. As jy 'n soldaat was in die tye van apartheid, is jy nou ewe skielik het vir apartheid beklei. Dis bog. Die Britse leer verduidelik dit bitter mooi. Die Britse regimente, they fight for the regiment. Dis nie gepla oor die Queen and King nie. They fight for the regiment. En as jy 'n professioneel soldaat is, dan doen jy wat die regering van die dag vir jou sê, doen jy. Binne perke, want jy het leiers wat jy vertrou. Daar's ouens wat nie misbruik maak van die gesag wat hy het nie. En dit is tog wat Airborne Brotherhood beteken. En ek dink is tog 'n duidelike voorbeeld wat ek al 'n paar keer op praatjies wat ek vir die paratroopers gegee het, vir hulle verduidelik hoe generaal en myself groot pelle is nou. En ons is beide al oor die 80 en dis goed wat jy in jou lewe nooit sal vergeet nie. Never.